Goeiemôre geliefde, goeiemiddag, goeienaand. Ek weet nie wanneer presies jy denk en kyk nie, maar so baie dankie dat julle saam met ons inskakel. Nou as jy hierdie hele week saam gestap het en as jy eerlik is, het God dalk 'n paar dinge in jou hart vir jou uitgewys. Daardie areas waar jy nie net 'n bietjie soos Jesus is nie, daai areas wat nie heeltemal reg is nie. Jy's nie heeltemal weg van God nie, maar ook nie heeltemal oorgegee nie. En nou kom die groot vraag. Wat nou? Wat moet ek doen met al hierdie inligting? Want jy sien, jy kan nie net sien die blinde kolle nie. Die ding wat die Here vir jou uitlig, ek en jy moet reageer. Ons moet reageer daarop. En hier is die goeie nuus. God los jou nie net met 'n probleem nie. Hy wys vir jou ook en hy sal altyd vir jou pad vorentoe uitwys. In plaas daarvan om vir jou 'n lang lys te gee van dinge wat ons moet doen, kom ons maak dit super eenvoudig. Baie prakties vandag. Die volgende: doen elke dag iets wat geloof vereis. Kyk gou wat sê Hebreërs 11 vers 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want elkeen wat na hom toe kom, moet glo dat hy bestaan en dat hy die beloon wat hom soek. Geliefde, as jy 'n geloof wil hê wat leef, moet jy begin leef deur geloof. Ek wil dit weer sê, as jy 'n geloof wil hê wat leef, moet jy begin leef deur geloof. Dit beteken, jy doen wat reg is, selfs wanneer dit jou iets kos. Jy aanbid, selfs wanneer jy dit nie voel nie. Met ander woorde, jou liggaam, jou lyf, jou emosies sê, ek wil nie vandag aanbid nie, maar jy kies nog steeds om dit te doen. Jy vergewe, selfs wanneer iemand dit nie verdien nie. Jy bid, selfs wanneer dit vir jou onmoontlik voel om met God te praat. Jy praat oor Jesus, selfs wanneer jy onseker is. Sien geliefde, dis nie groot dramatiese oomblikke elke dag nie. Dit is klein, getroue stappe van geloof. Elke dag, tree vir tree. En hier is wat gebeur. Wanneer jy begin leef deur geloof, kan jy nie meer bietjie soos Jesus wees nie. Hoekom nie? Want geloof trek jou altyd nader. Geloof verander jou. Geloof maak jou lewe anders. Skielik leef jy nie meer vir mense se goedkeuring nie, maar vir God se. Jy maak nie meer vrede met sonde nie. Jy bring dit na God toe. Jy kom na hom toe en jy's eerlik en kwesbaar. Here, help my met hierdie ding waarmee ek sukkel. Jy steek nie meer jou geloof weg nie. Jy begin dit uitleef. Met gemak leef jy dit uit. Jy roep nie na God toe net wanneer jy hom nodig het nie, in daai noodoomblikke nie. Jy bou jou lewe rondom hom. Geliefde, dit is die lewe waarvoor God jou en vir my geskep het. Nie 'n gemaklike geloof nie, maar 'n lewendige geloof. En hier is hoe alles begin, né? Dit begin so. Dis een besluit. Nie ek gaan perfek wees nie, maar ek gaan elke dag iets doen wat geloof vereis. Elke dag gaan ek iets doen wat geloof vereis. So hier's 'n uitdaging vir jou, vir vandag en sommer vir die week wat voorlê. Ek wil jy met die volgende doen. Wat is een ding wat jy môre of dalk vandag gaan doen wat geloof vereis? Nee, ek wil jou uitdaag, skryf dit neer. En dan doen jy dit. En dan doen jy dit weer die volgende dag. En die volgende dag. En die volgende dag. Want dit is hoe 'n halfhartige geloof gaan begin verander. Een stap van geloof op 'n slag. En geliefde, as hierdie oordenking vandag met jou gesels, as met jou praat, as jou roer, los vir ons 'n kommentaar, sê dalk iets soos ek kies om deur geloof te leef. En dan wil ek jou uitdaag om nie môre se boodskap te mis nie. Ek gaan spesifiek praat oor die valstrik van 'n gemaklike geloof. Wat ek love om te sê, ekon Christendom, nee, ons soek dinge so gemaklik en so gerieflik as moontlik. So môre as jy kan inskakel op hierdie platform, gaan ek spesifiek praat oor daai valstrik en wat ons juis moet vermy. Maar vir nou kom ons bid saam. Jesus, so baie dankie vir die week. Die reis wat deur ons gegaan het, dankie vir die woord, dankie dat U ons roer, dankie dat U ons hart en gedagtes skuif. En vandag is my gebed dat ons daagliks iets sal soek wat geloof vereis, of dit vergifnis is, vryspraak, ons geloof deel, sondebelydenis, wat ook al dit is, Here. U werk met ons, U praat konstant met ons. Laat ons net luister, laat ons net ons harte oopmaak, laat ons net vir 'n oomblik stil staan en hoop, en ek nie hoop nie, maar hoor wat U vir ons sê. Daarom vra ek Jesus, kom wys vir ons wat is my volgende tree van geloof, sodat ek dit kan vat met vrymoedigheid. Dis die gebed wat ek bid vandag in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.